Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Jesus se voorbeeld in nederigheid. As ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Johannes hoofstuk 13, verse 14 en 15. Daar is in die mens 'n geneigtheid om homself hoër te ag as sy broer, om vir homself te werk, om die hoogste plek te soek, en dit lei dikwels tot bose vermoedens en bitterheid van gees. Die verordening wat die nagmaal voorafgaan, is om hierdie misverstande uit die weg te ruim, om die mens uit sy selfsug te bring, van sy stelte van selfverheffing af, na die nederigheid van hart wat hom sal lei om sy broer te dien. Die verordening van voete was illustreer die noodsaaklikheid van ware nederigheid op die kragtigste wyse. Terwyl die disippels vir die hoogste plek in die beloofde koninkryk meegeding het, het Christus homself omgord en die ampt van 'n dienaar verrig deur die voete te was van diegene wat hom Here genoem het. Versoening met mekaar is die werk waarvoor die verordening van voete was ingestel is. Wanneer dit gevier word, is Christus teenwoordig deur sy Heilige Gees. Dit is hierdie Gees wat oortuiging in harte bring. Terwyl Christus hierdie ordonnansie met sy disippels gevier het, het oortuiging in die harte van almal gekom, behalwe Judas. So sal ons oortuig word soos Christus tot ons harte spreek. Die fonteine van die siel sal oopgebreek word. Die verstand sal energiek wees, en as dit in aktiwiteit en lewe spring, sal dit elke versperring afbreek wat verdeeldheid en vervreemding veroorsaak het. Sondes wat gepleeg is, sal met meer duidelikheid as ooit tevore verskyn, want die Heilige Gees sal hulle in ons gedagte bring. Nadat hy die disippels se voete gewas het, het hy, Jesus, gesê, ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Christus was hier besig om 'n godsdienstige diens in te stel. Deur die daad van ons Here is hierdie vernederende seremonie 'n gewyde ordonnansie gemaak. Dit moes deur die disippels nagekom word, sodat hulle altyd sy lesse van nederigheid en diens in gedagte kon hou.